Baie welkom by Kuier om die Woord vir die 100ste, 1000ste keer. Hoeveel keer is ons al so met mekaar? Wow. Nou ja, Karen het nou net vir ons gewys, hoofstuk 66 begin eintlik met 'n liedjie wat ons in die kerk sing. Die hemel is sy troon. Hoe gaan daai liedjie? Sing hom gou. Die hemel sy troon, die aarde sy voetbank, aan hom die eer, aan hom die eer. Die eer, bring goeie nuus van voorspoed en geregtigheid. My God regeer, my God heers. Ja, nou ja, ons het tot by vers 12 gevolg, laas keer, vers 11 eintlik. En wonderlike dinge, en ons is in die laaste hoofstuk, gaan seker vandag hierdie Jesaja klaarmaak hopelik. So wonderlik. Nou ja, kom ons lees dan daar, pastoor Miempie. Vers 12. Ja. Okay, soos ons gesê het, hy praat hierso van Jerusalem. Hy sê Jerusalem sal die plek wees waar mense gevoed word, en dan gebruik hy die beeldspraak van 'n moederfiguur, want hy sê kom drink aan haar borste, kom word gevul. Vertroosting, daar's Vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Nou ja, ons weet dat moeders borsmelk veral in die begin het bies in. En dit is lewensnoodsaaklik vir daai klein ding. Dit gee hom sommer 'n woema en laat hom sommer dadelik sterk word. Ons het sien met die kalvers daar op die plaas en die lammetjies. Hulle kan hoe swak wees, maar as hulle net daai eerste biesmelk ingekry, daai moedersmelk, dan is hulle sommer dadelik springlewendig. Yes. So hy gebruik die beeldspraak van 'n moeder, maar ons weet hy praat nie van Jerusalem as sulks nie. So baie mense sal sê, okay, ek wil op 'n toer gaan na Jerusalem toe, want daar in Jerusalem sal ek gevoed word. Dis nie waarvan hy praat nie, want as ons vorentoe lees, waar hy gepraat het van hoe vinnig hierdie vrou, vers 7, voordat sy weer gekry het, het sy gebaar. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Hy praat van die geboorte van die kerk. Wow. En dan is dit so belangrik dat hierdie kerk, ons wat nou Jesus aangeneem het, die gevoed word met woorde van geloof, met Jesus Christus. So die beeldspraak is vir my so pragtig. Jy kan nie bestaan as jy nie gevoed word. Voed jouself. Paulus kom en hy sê vir Timoteus, voed jouself met woorde van geloof. So, moet nie net wag vir 'n Woensdag of vir 'n Sondag of vir 'n geleentheid nie. Voed jouself. Sê maar ek weet nie hoe nie. Wel, dan stuur ons hierdie lesse vir jou en dan luister jy dit en dan voed jy jouself en dan leer jy homself die woord te lees en jouself te voed met Jesus woord. Let wel teenswoordige woord. Want Jesus is altyd teenswoordig, sê almal teenswoordig. Teenswoordigheid is lewe. Jesus sê as julle my eet, maar hy is die teenswoordige brood, want dit verwys na die toonbrode, wat bekend gestaan het as teenswoordige brood. En Jesus word daai teenswoordige brood vir ons. Ons is nou besig daarmee. En wanneer ons dit dan eet, en is vars, en is nuut, en is teenswoordig, en jy betree daai teenswoordigheid van die woord. Nou wat beteken dit? Sy teenswoordigheid. Nou, wat doen 'n mens as 'n mens die hele tyd in sy teenswoordigheid is? Hoe praat jy? Dankie Here, U is in my. Die koninkryk van die hemele is in my. Die Here is my herder. Niks ontbreek my nie. Jy loop hier rond en sê, alles ontbreek my nie. Ek het niks. Dit eintlik verklaar jy dan met jou mond, jy is nie teenswoordig in God se teenswoordigheid nie. Wat is Jesus se groot naam? Wat hy mee bekend gemaak is? Emmanuel. En dit beteken God is met ons. Nog baie beter, hy is nou in ons deur die Heilige Gees. So wanneer ons die woord lees, soek al daai teenswoordige faktor.
En die woord praat met ons, en so praat ons terug met die woord. Want God praat met ons deur sy woord. Die woord is Jesus, die woord wat vlees geword het, onder ons kom woon het. Ons sou nie hierdie woord gehad het, veral die Nuwe Testament dan, as Jesus nie 'n werklikheid was nie, stem julle saam. So, altyd as jy die woord luister, of enige woord luister, hoor of daar 'n sterk teenswoordige element in is. Kom ons haal die sal uit, kom ons haal die was uit, kom ons leef in die oomblik, en ons gryp die teenswoordigheid van die Vader aan. Voed jouself daarmee. En dan, ek sien hierdie as 'n tweeledige ding. Ons kom na die liggaam van Christus toe om gevoed te word, maar die liggaam van Christus voed ook die wêreld daar buitekant. Absoluut. Want Yes. soos wat jy ontvang, Ja. so vloei dit en so deel jy liefde, blydskap, vrede, al daardie goed uit na buitekant toe. Want as jy mos nou self vol is, as ons net gepraat van 'n tank, as jou tank vol is, dan loop hy oor. Amen. En dan dit wat oorloop is vir hulle wat daar buitekant is, wat eensaam is en wat alleen is. Amen. Ja, en wat jou kop van vol is, gaan jou mond van oorloop. Dis baie mooi daai. En as jy vol van Christus is woord, wat jy self mee gevoed het, so wat gaan uit jou mond uitkom? Christus. Nie moans en groans nie. Christus. Amen. So vers 12 het jy nou klaar gelees. Nee, ek gaan hom nou lees. Okay. So ek wou maar net sê, ons kom om te drink en om te ontvang en Om uit te stroom. om weer uit te gee. Want die Rooi See, soos wat julle weet, die Rooi See het 'n inloop, maar het nie 'n uitloop. Jy praat nou van die dooie see. Die Dooie See. Ja, hy is reeds dood. Ja. Die varsste water, die gesondste water vloei in hom in. Maar omdat hy geen uitvloei het nie, is sy soutgehalte so hoog, Dis reg, dat hy dis die die dooie dooie see. see geword. So moenie laat ons dan dooie sees word nie. Laat die water stroom, en dit is wat Jesus dan ook uitgeroep het op die groot dag van die fees. Van die fees. In Johannes 7. Yes. Hy sê, almal wat dors het, kom na my toe en drink. Nou hier is vir my jy drink die woord in. Drink. En dan sê hy, hierdie drank binne in jou sal word so strome van lewende water wat uit jou binneste uitvloei. Wow. Mense, ek wil hê julle moet almal so wees. Ons moet oral waar ons kom met ons 'n blessing wees. As ons in die supermark beweeg, wees 'n blessing. Dra die vrugte van die Gees, want jy het dit klaar binne in jou inherent. En laat almal, jy stap daar in en miskien is almal onvriendelik, maar as jy daar uitstap, het jy almal aangeskakel met jou vriendelikheid. Want dis nie jou vriendelikheid nie, dis sy vriendelikheid binne in jou wat almal aanskakel. Amen. Vers 12. Ja. Want so sê die Here, kyk, die vrede. Nou hierdie is my interessant. Die vrede lei ek na haar toe. Hy sê nie sy sal vrede hê nie. Hy sê, die vrede lei ek na haar toe, soos 'n rivier. En kom ons lees net eers daai. Kan jy sien in jou geestesoog? Hy lê 'n hele rivier van vrede aan na jou toe. Amen. En dit verwys na Christus, hierdie Dit sien verwys na vooruit Christus. wat nog moet Yes. gebeur. Ons kyk terug, dit het klaar gebeur, so die vredevors is nou Yes. binne in ons. Wie het hom aangeneem? Amen. En daarom stroom daar riviere van lewende water uit jou uit. En dan lees ons verder. En die rykdom van die nasies, soos 'n oorlopende stroom. Nou dit verwys na Openbaring 21 vers 24. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer En pragtig, daarin. Pastor Mimpie, dis presies wat gebeur het. Amen. Toe in die boek Handelinge, toe ons dit gedoen het, het ons gesien dat alhoewel hulle eerste aandag gegee het aan die Jode hoofsaaklik om hulle tot Christus te bring, maar omdat daar so groot opstanding dan was teen van meeste van daai Jode, van hulle het Jesus aangeneem, maar meerderheid nie,
toe het Paulus nadat hulle die stof van sy voete afgeskit en sê, nou gaan ek na die ander nasies toe. Kan julle sien hoe pragtig sien die profeet alreeds hier, wat in die toekoms gaan gebeur. En so kom het uiteindelik dat Petrus dan in sy brief skryf. Dan sê hy, daar is nou geen Jood en geen Griek nie. En ons kan byvoeg, daar is geen Zulu nie, Sotho nie, Afrikaner nie, Engelsman nie. Ons is almal een Of in Christus Jesus. man Of daar's nou nie meer man vrou of vrou nie. So hierdie ouens het nog steeds 'n verskil wil maak tussen man en vrou. Ek wil vir sê vrouens kan net sulke goeie predikers wees as mans. En as jy gevul is met die Heilige Gees, is jy nie meer 'n man of 'n vrou nie, jy's 'n persoon. En as jy in die Vader is, kan jy die woord bring. En Pastoor Miepie bring vir ons 'n Jy's 'n fantastiese woord die afgelope Amen. amper nou, waar is ons nou 7 maande al? Nee, sy het al in November, Oktober maand begin. En is non-stop. En nou kry ons baie meer likes, want sy lyk mooier as ek op die foto. Ag, is maar net die blonde hare wat dit doen. Ja, so hierdie is baie mooi. En hy sê, en die rykdom van die nasie soos 'n oorlopende stroom. En julle sal suig. Praat weer van die vroulike beeldspraak van die kerk, né? Ja, daar is die oorlopende stroom, pragtig, ja. Nou, beeldspraak, wat is beeldspraak? Is die kerk regtig waar 'n vrou met borste en met kurwes en met waakskoene en is dit beeldspraak? Ja, net Of Jesus. is dit regtig so? Nou, mense haak vas by dit en wil dit nou Ja, fisies. het Jesus regtig in 'n lam verander en 'n skaap toe in die kruis hang? Nee. Alles beeldspraak. Ons gebruik in Afrikaans ook sulke beeldspraakwoorde. Ons sê die aap uit die mou gelaat. Wat Ja. beteken dit? Beteken net jy gaan nou letterlik 'n aap uit jou mou uitlaat. Almal van julle verstaan, dis nie letterlik nie, dit beteken wat? Die geheim word verklap. Of die bobbejaan agter die berg gaan haal. Gaan jy nou letterlik 'n genade bobbejaan agter die berg? Nee. Nou kom mense na die Bybel toe en hulle wil dit letterlik vat. Dis waarom Paulus sê die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. So beeldspraak is eintlik geestelike spraak. Val julle dit? Yes. As jy beeldspraak verstaan jy gees. As jy alles letterlik wil vat, dan sê jy so Nikodemus wat sê, hoe kan ek 'n groot man weer in my skoot van my moeder ingaan en weer gebore word? Jesus sê, Nikodemus, jy's 'n leier en jy snap nie hierdie dinge nie. Ek sê, ek praat nie van fisiese geboorte, ek praat van geestelike geboorte. Sien, mense wat geestelik raak, verstaan beeldspraak. Mense wat nie geestelik geraak het nie, wil alles letterlik vat. So julle sal op die heup gedra word. Nou almal van julle weet, toe julle kinders 'n sekere ouderdom was. Ek weet ons vrouens. Ja, kyk, as hy te swaar raak, dan kan jy nie meer, dan die heup is makliker want jy kan, is dit nie so nie? Ek weet ons vrouens, jy het geleer om 'n kleintjie op die heup te hou en nog pap te roer en jy weet. Ek hou meer van hierdie ander kultuur wat die kinders agter die rug vasmaak met 'n kombersie. Ja, dit kan ook werk. Nou so daar in die supermark nou, is daar een van die kleintjies so agter op die ma se rug. En nou hang hy so agteroor. Ek wil net keer, ek kan die kind nou nie uithaai. Dis mos net 'n handdoek. Nou probeer hy nou so, hy hang so agteroor met die koppie so agteroor nou weer op die grond kyk. Ek is so benoud daaraan, die kind gaan nou uitval daarvan. Ma's nie geplan nie, sy gaan net aan met daai ding. Maar die beeldspraak daarvan is, jy sal op die heup gedra word en wat dit sê is, jy in jou daaglikse lewe, wanneer jy voel, okay, my bene is nou moeg, dan word jy gedra op die heup Ja, deur die jy het so Gees. halwe ondersteuning, nee, jy kan 'n ding nog op jou heup vat. Wie kan vir ons 'n bietjie daaroor, wie ondervinding met dit, wie het kinders op die heup gedra? Ek het. Het julle almal? Ons het almal. Want dis makliker om op die heup dan is meer ondersteuning, né? Maar nou weer die geestelike beeldspraak. Nou, wie gaan ons op die heup dra hierso? Praat van die ander nasies wat 'n oorlopende stroom word en julle sal suig en julle sal op die heup gedra word. En op die knieë getroetel word. Hey wêreld. Nou, dis oulik.
Dis nou oulik vir my, op die knieë getroetel word. Ja, so as oupa en ouma nou op die bank sit en dan tel hulle die kleintjie op die knieë, nee, en dan sit daai kleintjie nou op jou skoot. Dan word En dan word hy vertroetel, nee. Nou En- dis wat ons ervaar wanneer ons die Yes. woord so kry, die Heilige Gees, die ware trooster, binne in ons. Die woord word wakker gemaak in ons en die woord troos ons en die woord voed ons. Man, dis lekker. Ek weet ons wat kinders gehad het, miskien meer as 1 of 2, Ons ek het weet hulle nie. nog steeds, ja. Ja, maar kinders Maar nou kan ek al nie meer op die heup dra nie. Hulle kan nou my al op die heup dra, ja. groot gemaak het, maar as jy gewoond is hier by jou tweede babatjie, dan doen jy van self dit. Ja, ek het ook swaar gedra aan die babatjies. Nee, jy doen dit van self. Jy kom net hier agter nie, jy sit in 'n sitkamer, maar jy doen dit. Jy sis daai babatjie. Ek kan onthou, ons het so 'n hoë prem gehad vir ons eerste dogter, Adele. En ek hoop sy luister ook nou. En nou, as die mempie naderhand uitgeput en moeg, dan sit ek daar op die bank so in die kamer, so lekker lazy bank. En dan het ek die pram hier voor my, ek sok nou vaak. Maak ek my Japonse belt, hy's mos lank, so aan die pram vas. En Die dan handle. sit ek nou so agteroor en by en skop ek hom so. Ons het 'n lang gang. Dan hardloop hy so, dan ruk die tou my as hy op sy einde kom. Dan so in die helft van die slaap, dan trek ek weer die tou terug. Dan kom die pram weer nader teen my voet. Dis jy is 'n leipaal. Skop ek hom. Nou daai selfe pram, uiteindelik toe Corneille nou aangekom met ons seun. Toe is hy ook nog in dieselfde pram en dis nou in daai selfe pram wat toe's nou klein Adele nou al so op haar voete. Toe stoot sy hom nou, maar die pram is baie hoog en toe laat sy die pram tiep. En toe voet hy uit die pram uit. Sy nou 'n vreeslike sny hier op sy lip. Nou tot vandag toe nog sy letsel daar en hy kan nooit ophou praat en sê ja, kyk wat het daai suster van my aan my gedoen, hierdie letsel wat ek hierso het. So, die beeldspraak daar is pragtig. Dat ons word op eintlik God se knieë neergesit. Ja. En dit ervaar jy En wanneer hy jy die troos. woord. Hy Ja, met die troos woord. En dit gaan nie eendag gebeur wanneer jy op hemel is nie. Dit gebeur nou reeds. Sy woord is beeldspraak troos ons. Ek weet nie julle nie, maar ek kan byvoorbeeld na hierdie woord weer gaan luister. Dit maak nou nie saak of ons dit self gebring het nie. Ek weet nie hoe ervaar julle dit nie. Dis asof dit 'n mens troos, is asof dit jou rustig maak. Ja, jy Om luister die woord dit weer te hoor. So kom ons luister hierdie woord en kom ons maak die woord ook vir onsself. Kom ons voed onsself. Leer om jouself te voed met woorde van geloof. Goed. So sal ek julle troos en julle sal in Jerusalem getroos word. Vers 14, en julle sal dit sien. Wat sal julle sien? Wat dink jy, wat sien hulle? Christus. Die woord. Amen. Jy sien nie Christus self nie, maar jy sien die effek van En die woord, jy ervaar die woord. die effek van die troos. Ja, so baie mense Yes. soek Jesus om hom letterlik te sien. Maar mense, weet jy, as jy in die woord is, dan kom die Heilige Gees. Jesus sê dis voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, gaan trooster nie dan kom nie. Nou ek dink die disippels moes gedink het, hoe kan dit meer voordelig wees? Dit is so voordelig dat Jesus hier by ons is. Tog sê Jesus dit. So wat het hy bedoel? Jesus was by hulle, dis wonderlik. Maar nou kom Jesus deur die Heilige Gees en hy's binne in hulle. Is dit nie beter nie? Oral waar jy gaan is hy saam met jou. En wanneer jy dan sy woord so vat en sy woord so eet, dan maak die Heilige Gees Jesus vir jou 'n werklikheid, want Jesus is die woord wat vlees geword het. So dan verval daai behoefte. Ag Jesus, kom tog, kom help my. Waar is U Jesus? Nee man, hy's binne in jou en soos wat die woord vir jou 'n werklikheid word, ervaar jy hom al hoe meer sy inwonende heerlikheid in jou. En julle gebeente sal groei soos die jong Gras. Nou hier, jou gebeente sal groei. Hier verwys hy terug na Esegiel 37 van die valley, the valley of the bones. The dry bones. The dry bones. Hy verwys terug daarna. En
almal van julle weet wat was die gesig Ja, ons wat het hy daai gesien liedjie het. toegemaak. Kan daar lewe kom in hierdie dooie bene, Here net U weet, so iets moontlik is, nee. En dan kom die geruis en die gedruis. En dan sê hy blaas op die bene en dan is daar geruis en 'n gedruis en dan kom daai bene bymekaar. Nou wat sê dit weer beeldspraak? Dit sê Beeldspraak. ons kry lewe wanneer ons die woord kry en die Heilige Gees, dan begin ons lewe vir Christus. So as ek gou hier in Esegiel 37, ek gaan net so 1 of 2 versies lees, Esegiel 37:10, en ek het toe geprofeteer soos God my beveel het. Toe die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike, 'n magtige groot leer, ja. leer. En nou, almal van julle weet, as bene dor word, dan raak dit bros en Dit is brikkel. nie so 'n droë bokkom. Ja. En As jy nie met die woord gevoed word nie, raak jy 'n droë bokkom en dan is dit net droë mounwoorde wat uit jou mond kom. byvoorbeeld 'n jong kind se gebeente is anderster as 'n ou Dis mens soepel. se gebeente. 'n Jong persoon se bene, as hulle dit onder daai spesifieke masjien sit, dan is die digtheid van daai been is dig. Nou as jy 'n ouerige mens wat aan osteoporose en daai tipe van ding ly, se been vat en jy sit hom en sien jy, hy's vol sulke rysgate so suurdeeg. So hy het al dun geword. So die beeldspraak hierso, julle gebeente sal groei soos jong gras. Hoe groei jong gras? Man, hier by die kerk weet ons, jy sny nou daai gras, nee. Veral as dit nou so vars gereënd het. Ja. Môre oor môre Somer dan is. hy alweer gegroei. So dis die beeldspraak van basies Jy wat hoor die daai Here sê, gras groei behoorlik. wat die Here vir jou sê, Ja. ek maak dit vars. Ek maak dit nuut. Amen. En julle gebeente sal groei soos die jong gras. Waar is ons nou? 14. Vers 14 nog. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte en hy sal op sy vyande grimmig wees. Nou, beeldspraak. Het God vyande? Nie omdat hy nie van hulle hou nie. Maar wie is nie meer in jou lewe nie? Mense wat gekies het om nie meer in jou Ja, lewe te wees. kyk wie wat vir Dis nie my, vyande nie. wat ek maar, dadelik hierso sien, ja. Maar daai mense het gekies om nie meer in jou lewe te wees nie. So Ja, wat ek nou hier duidelik weer sien, want Yes. mense kyk nou weer met 'n Nuwe Testamentiese bril. Jesus kom, seun van God. Hy was in die boesem van die Vader, sê Johannes 1. En hy het hom, die Vader kom openbaar aan ons. amen. Nou kom Jesus, hy tree op met liefde van die Vader, hy openbaar die Vader. Maar wat doen sy mense, sy eie mense? Die Bybel sê in Johannes 1, sy eie mense, hy is die lig wat in die wêreld gekom het, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar dan sê hy, almal wat hom aangeneem het hy mag gegee, ervaring gegee, om kinders van God te wees. So, Jesus se optrede, sy openbaring van die Vader, word ontmoet deur klein persentasie mense met groot blydskap, maar groot meerderheid van hulle raak astrant en lelik en vervolg Jesus. So erg dat hulle hom uiteindelik kruisig. En dan Jesus se disippels word wreed vervolg. So vir my is dit baie duidelik dat daar is vyandigheid. Wanneer sodra jy in die nuwe begin lewe, julle sal dit ook ervaar. Sodra jy in Christus begin lewe en jy begin die vrugte van die Gees dra, gaan jy verbaas wees oor vyandigheid. Dat mense gaan jou teenstaan. Ander gaan verheug en verheug wees met jou teenswoordigheid, maar baie mense gaan nie van jou hou nie. So daar's iets vyandig, waarever dit vandaan kom, nou, maar jy sal sê dit kom van die duiwel af. Party mense het nie eens die duiwel nodig nie. Dit gebeur sommer maar net. Maar so Jesus het sy disippels ook gewaarsku en sê moenie verbaas wees oor die vervolging nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg.
So Jesus kom en hy kondig die nuwe bedeling aan, die nuwe koninkryk, en die mense van die ou bedeling wil nie afskeid neem daarvan nie. Die ou bedeling is besig om verby te gaan, hulle vervolg die nuwe bedeling. En vandag is presies dieselfde. Sodra jy vasgevang is in een of ander kerkstruktuur, in een of ander doktrines, en jy kry skielik lig en jy begin uitbeweeg, raai wie raak jou vyandig? Jou eie mense. Dis wat ons ervaar het destyds. Pastor Mimpie, jy was tot onterf. Gelukkig het vanaand het hulle besef dat ons is op die regte plek, en Mimpie is op die regte plek, en hulle het soveel blessings ontvang, juist van dan hulle eie kind af, hulle het hom maar weer teruggesit in die testament. So, mense, daar is vyandigheid. Ons het sien dit duidelik hoe Jesus dan uiteindelik doodgemaak is, deur sy eie mense, wat vyandig was. Goed. Nou vers 15, verander die melodie, as ek dit so kan noem, as ek nou beeldspraak kan praat, hier verander die melodie, dit klink nou half soos Bach en Beethoven, hier, vanaf vers 15 af, want kyk, die Here sal kom in vuur, en sy waans soos 'n stormwind, om in hittigheid sy toren te openbaar, en in vuurvlamme sy dreiging. Nou, dis juist nou wil ek net iets gou genoem daaroor. Daar's twee beskouinge rondom hierdie. Die een beskouing is, dit het reeds gebeur met die vernietiging van Jerusalem. Die ander beskouing is, dat hy praat van die oordeel wat gaan kom met Jesus se tweede koms. Nie een van die twee kan jy 100% uit hierdie vers, ek praat van hierdie vers, jy kan dit nie uit hierdie vers uit bewys nie. So, kom ons hê respek vir mense wat glo dit was die destruksie van Jerusalem, en kom ons hê respek vir mense wat dink dit is die wederkoms van Christus, want dit pas albei. Kom ek stel dit so, vergelyk altyd skrif met skrif. Wanneer ons na die Bybelse oordeele kyk, hierdie klink vir my soos 'n oordeel, en dit is volkom in beeldspraak. Wanneer 'n mens daarna kyk, dan kyk jy reg deur die Bybel oral waar, en dan sien ons, dan kom hierdie boek Jesaja praat juis van Jesus dan. Stem julle saam? Dit gaan hoofsaaklik oor Jesus. En dan het Jesus gekom, en hy het opgetree, en Jesus is geweldig vervolg. En dan in Matteus 23 kom Jesus en hy spreek die oordeel uit oor die mense. Hy praat julle profete moordenaars. Ja, dan sê al die, hoe sê hulle dit in Engels, al die woes wat hy spreek oor die hele klomp van hulle. Sê julle wit gepleisterde grafte, van binne is julle vol doodsbeendere, buite is julle versier, maar binne is julle vol doodsbeendere. En dan spreek hy die oordeel uit oor hulle, en dan kom hy in vers 4, in hoofstuk 24 van Matteus, dan praat hy van die verwoesting van die tempel, en dan natuurlik, saam met die verwoesting van die tempel, is dit ook die leierskap wat gedood is. Hy sê, hierdie geslag sal nie verbygaan, die geslag is 40 jaar, voordat dit gebeur, en ons weet, die tempel is toe verwoes, in daai 40, net omtrent toe die 40 jaar verby is. So Jesus het nie gejok nie, hy is 'n ware profeet, hy het die waarheid gepraat. En dan in Matteus 16 sê Jesus die volgende woorde, hy sê, van julle wat nog hier staan, sal hierdie dinge gebeur. Nou wat ek daardeur wil sê is, die oordeel waarvan die Bybel praat, is 'n Bybelse oordeel, en die hoogtepunt van hierdie oordeel is in die tyd van Jesus. Het Jesus gekom, was hy op die aarde? Ja. Het hy die werk voltooi? Ja. Nou, ek stem saam, dit het reeds gebeur, maar ek stem ook saam met iets anders. Kom ons leer uit die Bybel uit. Leiers van daai tyd, wat droog gemaak het, en onskuldige mense doodgemaak het, sê nou maar deur oorlog, het altyd 'n pak slaag gekry. Ek sê vir julle vandag, die leiers van vandag, hierdie groot lande, hierdie boelies, ek noem hulle sommer boelies, wat ander kleiner lande seermaak, en onskuldige mense met bomme bestook, en kindertjies wat doodgaan, en ou mense wat glad nie eens in die oorlog betrokke is nie,
hulle gaan 'n helse pak kry. Oordeel. Ekskuus, ek sê dit sommer so. Hulle gaan 'n pak slaag kry. Hulle wil nie leer nie. Onskuldige bloed vergiet. Ja, Want wat jy saai, wat jy saai gaan jy oes. gaan jy oes. Amen. So al hierdie ouens, ek gaan nie name noem nie, julle weet, julle kyk self nuus. Julle weet wat gebeur. Gaan 'n pak slaag kry. Ek sê dit nou vir julle. En hoe doen die Here? Hoe gee hy hulle pak? Hy gebruik 'n ander volk om daai volk pak slaag te gee. Kom nou, julle sal sien. Want daar's altyd, dit lyk of hierdie ouens groot is en hulle is groot boelies. Wat was dit, Dawid en Goliat? Goliat was ook 'n boelie. Groot ou. En hier kom hierdie klein Dawid. Hy's nie eens ervare in Geveks nie. oorlogskuns nie. En ou Saul sê vir hom, trek my mondering aan. En nou Dawid trek dit toe aan, maar dit is swaar, hy kan nie nou mee loop nie. En hy sê, nee koning, asseblief, kan ek maar net gaan soos ek is. En daar gaan hy net soos hy is, skaapherder, met sy ketty, was 'n slingervel, né? Met sy slingervel. En hy vat 5 klippe, wat vir my getal is van genade, en hy het net een nodig gehad. Miskien was die ander 4 vir die ander 4 groot reëse agter hom Goliat, ek weet nie. En hy gooi daai een klip, en toe val die reus. Wat is hy liedjie van 'n Andre Kempen? Ja. Nee, soek gou vir my daai liedjie. Wat? Van toe val die reus. Toe val die reus Ja, op sy neus, net een skoot, en die reus was dood, en die vrouens sing. Dawid het oorwin 10.000 man. En toe raak Saul rooi van die Ja, kwaadheid. dis hy baie jaloers. Baie jaloers. Ja. Amen. So vers 16, Ja. want met vuur en met sy swaard sal die Here strafgerig hou oor die vlees. Ja. En hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. En hier sing ons daai lied, He's got fire in his eyes and a sword in his hand. He's leading the armies across this land. En dis Ja. Openbaring 19 vanaf vers 11. Ja. En uit sy mond 19:15 en Ja. uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En dan weer daar is daai mooi skrif en hy het 'n naam wat niemand ken nie, behalwe hy self. En sy naam is Die woord die van woord God. en hierdie woord wat ons nou mee besig is. Yes. Ja. Die tweesnydende swaard waarmee ons oorlog voer. En dan vers 17. Nou, ek wil net gou iets hier sê. Dit klink aanvanklik asof hierdie ouens, die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan. Wie is die een wat in die middel staan wat hulle nadoen? So, Nou is lees in die mense- konteks, ja. Dis mense wat 'n verkeerde konsepbeet het en ander mense volg hulle, want kyk wat het hulle gedoen. Kyk wat hulle gedoen. Wat varkvleis eet en verfoeisels en muise. Almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. Nou, in die tyd van Jerusalem, toe God nie meer in die tempel gewoon het nie, die heerlikheid van God het nie meer in die tempel gewoon nie, het daar 'n goddelose koning gekom. En hy het in die tempel ingegaan, en ek het nie nou die skrif hierson nie, ek moes hom opgekyk, ek het hom nie opgekyk nie. En hy het in die tempel ingegaan, maar onthou nou, die heerlikheid van God was daar nie meer gewees nie, want die tempel was klaar verwoes gewees. Maar die altaar was nog daar. En hy het 'n vark gevat en die vark geoffer op die altaar. Nou, almal van julle wat weet van die tabernakel van Moses, weet dat waar word die offerdiere geoffer? Buitekant die allerheiligste. Ja, op die, Nee, op die dit word gedoen koperaltaar. in die voorportaal. Ja, Nee. buitekant die tent van samekoms. Buitekant die tempel. En hierdie ou kom is 'n bose koning en hy vat 'n vark
en hy slag die vark op die versoendeksel. En dit was vir God. Alhoewel God nie meer daar gewoon het nie, was dit vir God 'n verfoeisel. Sien dit in die lig daarvan van die varkvleis. Ja, en natuurlik is 'n mens dit nou prakties wil maak vir ons vandag is, watse voedsel eet jy geestelik nou? Ons praat nou van woord. Amen. Eet jy 'n klomp nonsens, snert? Yes. Kry jy 'n verkeerde boodskap, Ja. 'n sal wees boodskap of 'n was boodskap? Is jy in die teenswoordige brood boodskap of is jy in die dit sal nog gebeur boodskap? Waar is jy? So ek sien dis hierdie onreine vleis of onreine woord wat jy eet. Onthou, hoe het Adam en Eva die teenswoordigheid van die Here verloor? Want weet julle wat, geestelike dood het begin waar met Adam en Eva. Het hulle dadelik fisies gesterf. Hy het gesê as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Nou ons weet boom verwys na mense, so 'n boom is dan 'n leraar en die vrugte van die boom is lering. So sien die simboliek hierin. Hulle eet van die verkeerde lering sienswyse. Verkeerde kos. Vang julle dit? En dit bring dood. Wat is dood? Dood is verwydering van die Here. Wat het gebeur met Adam en Eva onmiddellik nadat hulle verkeerde brood geëet het, verkeerde kos geëet het? Hulle verloor die teenswoordigheid van die Here. Toe kom die Here in die aandbyntjie, want hy het altyd met hulle was teenswoordig, hulle was by hom. Toe kruip hulle weg. So wat sê kruip weg? Sê, ons is weg, ons kruip weg. Toe roep die Here en sê, waar is julle? Sê, Here, ons het gevrees. So nou is daar vrees. Vrees is afstand. Kruip weg is afstand. Daar's afstand, julle die afstand. So wat is gebeur met Adam en Eva? Hulle het geestelike dood gesterwe. Wat is geestelike dood? Weg van die Here af. Hoe kry jy geestelike dood? Eet verkeerde kos. Jy eet, dit sal nog gebeur kos of was kos. Ons moet Jesus, die ware brood, die hemelse brood eet wat nou kos is. Teenswoordige brood is. Sê amen. Wat kom uit jou mond? Ek is nie gelukkig nie, ek sal eendag gelukkig wees. Die jong meisie daar na huis, as ek uit hierdie ouer huis kan uitkom, ek moet net trou met Kosie. As ek en Kosie net eers getroud is, sal ek die gelukkigste mens wees. Ek moet net uit hierdie ouer huis uitkom. En dan trou ou Sunny met Kosie. En dan breek die hel los. Dan sê sy, hoekom moet ek my ma se huis verlaat? Verstaan julle wat ek sê? So, hoekom altyd in die toekoms jou geluk sien? Nee man, jou geluk is nou hier, binne in jou. Vind jou geluk in die woord, wie Jesus is. Die teenswoordige broodwoord. Laat die Vader altyd teenswoordig wees in jou, want hy is, klaar. En laat jou mond daai woorde spreek. Romeine 10 weer eens, met die mond spreek ons tot die oorwinning. Met die hart glo ons tot geregtigheid, of met die kop dink ons die regte dinge, maar die mond spreek die verlossing, die oorwinning. So dit is vir my so belangrik hierdie, dat die voedsel wat jy eet, is dit varkvleis, is dit muise, is dit verfoeisels, is dit nonsens wat jy jouself invoer die hele tyd, of vat jy die woord en voed jouself met woorde van geloof wie Jesus Christus is, sodat jy kan gesond raak tussen jou ore. Julle verstaan nie tussen die ore aspek, dis jou siel, die mens, die denke, gedagtes en gemoed. Pastoor, ekskuus dat ek nou so afgaan nie, maar dit is, nee, ek gaan nie sê ekskuus nie, ek gaan sê ek waardeer jou geduld, dat jy my so geduldig ook luister. Okay, goed. Okay, vers 18. Ek ken hulle werke en hulle gedagtes. Daar is die gedagtes. Ja. As ek nou hierdie lees, dan dink ek dadelik aan Kain en Abel. Wat al twee offers gebring het, maar God het die een offer aangeneem en die ander offer nie aangeneem nie. Omdat die een in geloof gebring is, dit staan in Hebreërs. En geloof is altyd teenswoordig. En die ander een is nie in geloof gebring nie. Dis hoekom hy sê, ek ken jou werke en ek ken ook jou gedagtes. En die tyd kom dat ek al die nasies en die tonge sal versamel en hulle sal kom en my heerlikheid sien. Okay? In Jesaja 55 het ons gelees
laat die kwaaddoener sy Wegvat. gedagtes verlaat. Ja. En dan staan daar, neem God sy hemelse gedagtes aan, en dan kom Jesus in Johannes 6, dan sê hy, hier sit nou, ek is die hemelse gedagtes, ek is die brood van die lewe. As julle my eet, het julle ewige lewe. Ewige lewe beteken teenswoordigheid. Ervaar julle God se teenswoordigheid, wat ewigheid is, tydloos, afstandloos, nou hier. Nou vers 19, en ek sal 'n teken onder hulle doen. Die teken wat God doen, is toe hy sy seun stuur het. En die grootste aarde. teken was die 3 dae Jesus kruisoperasie. Christus, Ja. Yes. En die vrygeraaktes uit hulle stuur ek na die nasies toe. Dit dis klink vir presies. my soos Matteus 28. En Gaan dan heen, maak disippels Ja, van alle nasies. en dit klink vir my Doop soos hulle in Handelinge lere. 2, Yes. toe hulle gevul is met die Heilige Gees, toe bars hulle uit, en hulle Yes. is oral in die strate, en hulle verkondig die woord, en veral vir die ander nasies. Yes. En ek sal hulle stuur na ander nasies, na Tarsus. Nou, wie is gestuur na Tarsus toe? Paulus. Ja, Paulus is gestuur na ja, Tarsus. Paulus is eers op verkeerde baan, en Ja. toe op die pad na Tarsus toe ontmoet die Jesus homself, Yes. terwyl hy op sy perd ry, en toe is hy blind, val hy van die perd af. Toe sê die Here, toe sê hy, Paulus, Saul, waarom vervolg hy my? Saul, waarom Dis vir jou hard vervolg om hy my? teen die prikkels te skop. Ja. Toe sê hy, wie is u Here? Sê hy, ek is Jesus, die Christus wie jy vervolg. Ja. Amen. So ek sal jou stuur na Tarsus, Pool en Lut, waar Ja. die boog span na Tubal en Javan, na die ver kuslande, wat my tyding nog nie gehoor het nie, Wow. en my heerlikheid nog nie gesien het nie. En hulle sal my heerlikheid onder die nasies En het dit gebeur, mense? verkondig. Ja. Yes. Jesus het die prys betaal, en sy disippels het losgebars met die Heilige Gees krag, en hulle het die hele wêreld daar bedien. Ok, nou verander hy weer 'n bietjie van tune, hierso, vers 20, en hulle sal al julle broers bring uit al die nasies, as 'n offergawe aan die Here, goeie dinge nou, hoor, op perde en op waans en in draagstoele en op muilesels en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem toe. Al wat dit sê is, die kerk en Jesus Christus en die boodskap en die prys wat Jesus Christus betaal het, is vir almal. Jy kan in 'n draagstoel wees, jy kan op 'n perd sit, jy kan op 'n esel sit, op 'n muilesel of op 'n kameel, jy's welkom in die kerk van die Here. Amen. En hulle sal my, nee, daar gaan ek nou terug na die vorige een toe. Net soos die kinders van Israel die spysoffer in 'n rein voorwerp bring na die huis van die Here. En ook sal ek uit hulle, nou, luister mooi, uit hulle priesters en leviete neem, spreek die Here. Ek sê weer, hierdie is nou verskillende nasies, as jy nou vat vers 19. Ja, ek het dus iets daaroor. Verskillende nasies kom nou na die Here toe. Ja. En dis nou pink mense, groen mense, blou mense, Nou. maak nie saak nie. En hier kom hulle nou na Jerusalem toe, na die kerk toe, maar eintlik kom hulle na Jesus Christus toe. Kan ek Hulle net- kom na die liggaam van Christus toe. En nou sê die Here, en uit hulle sal ek priesters en leviete neem. Nou, dis baie pragtig. Waar in die Ou Testament, moes jy gebore gewees het in 'n familie om 'n priester Levitiese limiet, en 'n ja. leviet te wees. Nou kom Jesus in Johannes 14, en hy sê vir sy disippels, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en die huis van my Vader. Wat is die huis van sy Vader? Hulle het gebeur, hy praat van die tempel, want die tempel van daai dag, die geboude tempel, was die huis van die Vader. Is daar baie wonings? Nou, die van julle wat 'n studie gedoen het en verstaan hoe is die tempel gebou, sal weet dat aan die tempel se area binne in die buitekant van die tent van samekoms, wat nou 'n gebou was, nie meer net 'n tent nie, was die woonkwartiere van die priesters. En daar was heel wat priesters, almal uit die leviete uit. En dit was hulle woonplek.
Nou kom Jesus en sy sê vir sy disippels, ek gaan na my Vader en sal julle ook na my toe bring, sodat julle kan wees waar ek is. En nou is hulle baie verbaas, Here, maar ons weet nie waar jy gaan nie. Hy sê, ek is so lank by julle, en julle weet nie waartoe ek gaan nie. So, waartoe het hy gegaan? Met sy disippels. Hy is op die vooraand van die 3 dae kruisoperasie. En hy het gesê in Johannes hoofstuk 12, as ek aan die kruis gaan hang, sal ek julle almal by my intrek. So wat het hy gedoen? Hy vat nou, onthou nou sy disippels was nie in die Levitiese orde nie, hulle was nie priesters nie, hulle kon nie in die heiligdom in die mees heiligste plek ingaan nie. Die priesters kon net in die heiligdom ingaan en die hoëpriester alleen in die mees heiligste plek. Nou Jesus is nou op pad na die mees heiligste plek van die Vader, geestelik nou. Dan moet julle dit geestelik sien. So nou sê Jesus, sodat waar ek is, julle ook kan wees. So hulle oë moes gerek het. Wow. Want Jesus word vir ons gesê in die boek Hebreërs, hy is ons ware hoëpriester. So waartoe was Jesus, die ware hoëpriester, op pad? Na die mees heiligste plek. Met wie? Met ons almal. Nou is dit nie nodig om 'n Levities gebore te wees nie. Nou kan jy ook 'n priester wees. Dis waarom hy dan sê in Openbaring hoofstuk 1, en hy het ons gemaak konings en priesters. So ons is almal dit nou. En nie net die Jode nie, sommer van die heidense nasies ook, wat dan nou Jesus aangeneem het, word priesters. So wat doen 'n priester? 'n Priester kan die teenswoordigheid van die Vader ingaan, in die heiligdom en die mees heiligste plek, waar die hoëpriester is. Hy sê, sodat julle ook kan wees, waar ek is. So waar is ons nou op hierdie stadium? In Christus Jesus. Waar was die mees heiligste plek? Wat het daar gebeur? Daar was die ark van die verbond, die teenswoordigheid van die Here, die Shekinah heerlikheid van die Here, waar jy sy stem kon hoor. Wow! Nou waar is die ark van die verbond nou? Christus nou, want dit is Christus binne in ons. En dan kom Kolossense 1 en hy sê die groot geheim van alle geheime is nou geopenbaar. Christus nou binne in ons. Die ark van die verbond nou binne in ons is. Die ark van die verbond letterlik het 'n betekenis gehad, maar dit is nou geestelik. Verstaan julle? Christus binne in ons. Wow. Dis opgewonde. So waar is hy nou? Waar ek is, sê Jesus, gaan ek julle ook vat. Is dit afgehandel? Klaar. So jy kan nou net hier waar jy nou is, kan jy stil raak, jou oor toe maak, en jy kan sê, dankie Vader, u woord verklaar, dat ek in u is een, want Jesus het gebid, Vader, maak hulle een, soos ons een is. Het daai gebed verhoor? Het dit gebeur? Is ons nou waar Jesus is? Jesus sê, ek vat julle na die plek, sodat waar ek gaan, vat ek julle ook, sodat julle ook kan wees waar ek is. So wanneer dit gebeur, toe die Heilige Gees uitgestort is in die boek Handelinge hoofstuk 2, in die gelowiges, in die nuwe tempels, want nou is ons die tempels, is die teenswoordigheid van die Here nou in die mens, nie meer in 'n gebou nie. Wie wil dit vat? Daarom kom Paulus in sy brief, hy sê, weet julle nie, dat julle nou die tempel is van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees in julle woon. Nou, Pastoor Mimpie, jy het vir ons baie mooi die 3 eenheid op 'n stadium verduidelik. As jy die Heilige Gees het jy die Seun en jy die Vader. Stem julle saam? So wanneer gaan jy teenswoordigheid van die Vader ervaar? Eendag as jy dood is? Of wat van sommer nou al? So wat se brood moet jy eet? Hierdie brood wat ons nou vir jou gee. Teenswoordige brood. Want hoe meer teenswoordig jy raak tussen jou ore, hoe meer geestelik raak jy. En hoe meer ervaar jy sy teenswoordigheid. Vers 22, en voordat ek vers 22 lees, wil ek gou vir julle net 'n bietjie agtergrond gee. Johannes 4 vers 24 sê, God is vlees of gees? Gees. Ja. God is? Ja, ek het verlede keer gesê Matteus 4, skus, dit is Johannes 4. Dis Johannes 4 vers 24. Ja. God is gees. Gees, ja. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou staan hierso, want ek sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak. Gaan God nou 'n fisiese ding maak, sodat hy fisies daarin kan woon?
of gaan God 'n geestelike tuiste voorberei met die nuwe hemel en die nuwe aarde? Gaan God tuis wees in 'n gebou? fisiese Nee. tempel? So dis geestelik. Okay, Ja. ek wou dit net gou-gou sê. Pragtig. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Hoekom ek hierdie ingooi is, mense raak baie keer vasgehaak aan die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God gaan maak en hulle dink dit is 'n fisiese plek. 'n fisiese, letterlike Jerusalem, 'n nuwe gebou wat nou nooit kan tot niet gaan nie, maar dit is fisies. En dat 'n fisiese tempel gaan daar weer wees. Mense, Gees. wie is die tempels? God is gees. God is gees. En net soos wat jy nou God se teenwoordigheid ervaar met glimpsies. Ek bedoel, almal van ons ervaar God hier en daar met glimpsies. Dis soos goue nuggets wat ons ervaar. So gaan jy in hierdie dimensie leef vir ewig. Nou, kom ons gaan net weer na Openbaring 21 toe, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, Amen. want die eerste hemel en aarde het verbygegaan. So wat word die hemel en aarde simbolies, beeldspraak, is die tempel. Yes. Die hemel waar Vader is, wat aarde ontmoet, dit is wat die tempel was. Dis waar God die mense ontmoet het, die aardse mense. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en eerste aarde het verbygegaan. Nou die vraag is, het dit verbygegaan? Is die tempel verwoes? Ja, die ou tempel, die ou bedeling het verbygegaan. Ons gaan die boek Hebreërs doen, en daar gaan ons sien die hele boek Hebreërs se tema is, die ou gaan verby en die nuwe is in plek. Sê amen, dis soos die aflos, gee die aflosstokkie aan, en hardloop nog so rukkie saam, die ou hardloop nog 'n rukkie saam met die nuwe, maar uiteindelik is die nuwe totaal neem oor wanneer die tempel, die ouer, verwoes is. Ok, nou gaan ons verder lees. En die see was daar nie meer nie. See spreek van die nie-Joodse nasies. Want almal is nou een in Christus. En ek, Johannes, het 'n heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar, wat vir haar man versier. Nou wie word genoem die bruidegom? Jesus. En wie is die bruid? Ons is. Kan julle sien, pastoor Mimpie? Dis geestelik. Dis geestelik. Dis geestelik. Ok, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens. Tabernakel beteken woonplek. Is waar? In die gebou? Nee. By die mense. En hy sal by hulle woon. In hulle woon, kan jy sê, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as God. Het dit gebeur? Dit gaan nie gebeur nie, dit lê nie in ons toekoms nie, dit het klaar gebeur, dit is afgehandel, en dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge hoofstuk 2, en nog steeds is die Heilige Gees aanhoudend uitgestort, en as alle nuwe gelowiges wat die Here aanneem, wat Jesus aanneem, ervaar dan die inwonende krag van die Heilige Gees. Wat is dis sy teenswoordigheid, sê amen. Jy praat van ons ervaar glimpsies hier en glimpsies daar. Ja, dis mense wat net glimpsies woord lees hier en glimpsie woord lees. Hoe meer woord jy inkry, hoe meer jy voed met woorde van geloof, van ware geloof, ware teenswoordige brood eet, hoe meer ervaar jy die teenswoordigheid van die Here. Ons het nader nie meer glimpsies nie, sommer die hele tyd. Ek wil graag vers 22 lees hier van Openbaring 21. Hy sê, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Ja. Ek het nie 'n tempel daar gesien nie. Want wie is die tempel? Hy sê, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is die tempel. Daar is hy. En die lam, en die heerlikheid, en die eer, en die glorie, en alles. Dis vers 22. Nou het ek my plek heeltemal verloor hierso. En elke maand, op die nuwe maan, en elke week op die Sabbat, sal alle vlees kom om te aanbid voor sy aangesig, sê die Here. Vers 24, die laaste vers van Jesaja. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe nie, en hulle vuur
sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. En weer eens is letterlik wat gebeur het. Toe die tempel verwoes is, was daar 1,2 miljoen Jode, ongelowige Jode wat vasgehou het aan die tempel en die ou geboue. Onthou, Jesus het gesê, as julle sien dat die Romeinse magte, die vreemde magte, omring Jerusalem en die tempel, moenie soontoe vlug nie, moenie in die stad invlug nie, vlug na die berge, dis in Lukas 2:21. Baie mooi, ek weet nie of jy dit wil lees dan. Vlug na die berge. En die Bybel sê dan agterna ook die skrywers, Josefus, geskiedkundige skrywer, wat sê dat 1,2 miljoen Jode het omgekom. Hy sê, die wat gevlug het na die berge, dat het nie 'n haar van hulle hoof geval nie, net soos Jesus voorspel het. So die mense wat Jesus se woord ernstig opgeneem, wie van julle wil sy woord ernstig opneem vandag? Het geluister en gevlug na die berg. Moet ons vandag na die berge vlug? Wel, hier in die Vrystaat waar ons is daar net koppie alleen. So, ek glo nie dis letterlik nie, dis beeldspraak, vang julle dit. Amen. Maar hier was dit letterlik, moes hulle wegvlug van die tempel af, van die ou Jerusalem af, vir hulle veiligheid. En die wat dit gedoen het, was veilig geweest. Nou, die laaste vers, waar hulle wurm nie sal sterwe nie, en hulle vuur nie sal uitgeblus word nie, verwys terug ook na Markus 9, vers 44 toe, waar hy praat van waar die wurm nie sterf nie en die vuur nie uitgeblus word nie. En soos ek gesê het, dit is 'n dualistiese, jy kan dit op twee maniere sien. Jy kan sien, okay, dit het in Jerusalem gebeur, maar hierdie kan ook wees waar hy praat van die ewige verderf, waar die hel, waar die wurm nie sterf en. Want hy verwys terug hier na Markus 9 toe en hy sê en as jou hand jou laat struikel, kap dit af, en as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dis beter om in die lewe so in te gaan as om 2 voete te hê en in die onuitblusselike vuur gewerp te word, ensovoorts, ensovoorts. Nou, almal van julle weet, Jesaja het al hierdie goed gespreek oor die Joodse nasie en hulle het so kwaad geword vir hom dat hulle hom doodgemaak het. Hulle het vir Jesaja ook doodgemaak. Hulle het vir Jesaja in stukke Soos Jesus gesê het, julle gesaag. profete moordenaars. Hulle het hom middeldeur gesaag. En toe kom die Want hulle seun het van so kwaad God geword. self en hulle ons sien hom ook nie eens nie. Daai gelykenis wat Jesus vertel het van die vername man wat toe die wingerd geplant het en dat mense aangestel het, toe stuur hy nou uiteindelik van sy spesiale mense om, dis wys na profete, om nou van die wingerd seker iets te ontvang. Toe maak hulle dood. Toe sê hy, ek sal my seun stuur, hulle sal hom sekerlik daarom nie doodmaak nie. En toe stuur hy sy seun en toe maak hulle sy seun ook dood. Na wie verwys dit? Na Jesus. Nou, het is natuurlik daai groot oordeel wat dan oor hulle gekom het. Ok, gaan ons afsluit. Die voedies wat ons in die toer, die koning waarvan ons verwys, dis een van laats geword het na die offering gebring het. Of is dit Nee, is nie hy nie. die ander ene man? Nee, is nie hy nie. Ja. Maar ek het verlede week gepraat van die een wat malaats geword het. Dat het 'n offering gebring het. Ja, jy kan gerus vir ons daai skrif gee, dan sit ons hom net hier op. Is 2 Kronieke 26 vanaf vers 17 af. 2 Kronieke 26. 26, dis in verlede week Ja. se les. Ja. Nee, is nie dieselfde koning. Ja. Goed, gaan ons afsluit. Sal jy afsluit vir ons? Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here, dis 'n lig op ons pad. Dis 'n lamp vir ons voet. Dankie Here dat ons harte nederig is voor U Vader, want U sê U sal hulle wat rein van hart is en hulle wat nederig van gees is, sal U nooit uitwerp nie. En dankie Vader, daarom is ons harte vanmôre sag voor U en nederig voor U. En ons sê dankie Here dat U ons soveel genade bewys, dat U binne in ons woon, met U volheid, met U gees, met U krag en met U liefde.
Dankie Hemelse Vader, ons loof U. Seën elke persoon wat vanmôre na hierdie boodskap geluister het, Vader. Ek dank U, Here, dat as daar vrae is, dan het hulle die Heilige Gees in hulle harte, om vir hulle ook in die volle waarheid in te lei. Dankie, Here. Amen. Amen.